Levitikus, hoofstuk 24. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete beveel dat hulle vir jou suiwer uitgedrukte olyfolie moet bring vir die kandelaar, sodat daar voortdurend 'n lamp kan brand. Aaron moet die kandelaar in die tabernakel, net buitekant die voorhangsel van die allerheiligste, gereed maak, sodat dit voortdurend, van die aand tot die volgende oggend, in die teenwoordigheid van die Here kan brand. Hierdie instruksie geld as 'n ewige voorskrif van geslag tot geslag. Hy moet die lampe op die rein kandelaar gereed maak om voortdurend in die teenwoordigheid van die Here te brand. Jy moet ook 12 broodkoeke bak. Elke broodkoek moet van 2/10 van 'n eva of ongeveer 4,4 liter fynmeel gebak word. Dan moet jy die broodkoeke in 2 rye van 6 elk in die teenwoordigheid van die Here op die reintafel neersit. By elke ry broodkoeke moet jy ook suiwer wierook neersit. Dit sal dan dien as 'n gedenkoffer vir die brood, as 'n vuuroffer vir die Here. Dit moet dan elke Sabbat namens die Israeliete in die teenwoordigheid van die Here reggesit word as 'n voorskrif wat vir ewig geld. Die broodkoek kom aan Aaron en sy seuns toe. Omdat dit hoogheilig is, moet hulle dit op 'n heilige plek eet. Uit die vuuroffers van die Here kom dit hom toe as 'n ewige voorskrif van geslag tot geslag. Toe het die seun van 'n Israelitiese vrou, maar wie se pa 'n Egiptenaar was, uitgegaan tussen die Israeliete. Hy het in 'n geveg betrokke geraak met 'n Israelitiese man in die kamp, en die seun van die Israelitiese vrou het die naam van God gelaster en gevloek. Toe bring hulle hom na Moses. Sy moeder se naam was Selomit. Sy is 'n dogter van Dibri uit die stam van Dan. Hy is toe in die gevangenis aangehou, totdat 'n uitspraak van die Here verkry kon word. Toe het die Here vir Moses gesê, julle moet die vloeker buite die kamp neem. Dan moet die mense wat hom gehoor vloek het, hulle hande op sy kop sit. Daarna moet die vergadering hom doodgooi met klippe. Jy moet vir die Israeliete sê, indien enige persoon God vervloek, moet hy verantwoordelik gehou word vir sy sonde. Enige iemand wat die naam van die Here laster, moet beslis doodgemaak word. Die hele vergadering van Israel moet hom beslis met klippe doodgooi. 'n Vreemdeling moet net soos die Israeliet doodgemaak word indien hy die naam van God laster. Indien iemand 'n ander mens doodslaan, moet hy beslis ook doodgemaak word. Iemand wat egter 'n dier doodslaan, moet daarvoor vergoeding gee. 'n Lewe vir 'n lewe. Indien 'n persoon sy naaste vermink, moet dieselfde aan hom gedoen word. 'n Gebreekte been vir 'n gebreekte been. 'n Beskadigde oog vir 'n beskadigde oog. 'n Gebreekte tand vir 'n gebreekte tand. Dit wat die ander mens aangedoen is, moet hom ook aangedoen word. As iemand 'n dier doodmaak, moet hy vergoeding daarvoor gee, maar iemand wat 'n ander mens doodmaak, moet self ook doodgemaak word. Een en dieselfde wet moet geld vir die Israeliet en vir die vreemdeling wat in julle land vertoef, want ek, die Here, is julle God. Toe het Moses alles vir die Israeliete gesê. Die volk het die vloeker tot buite die kamp geneem en hom daar met klippe doodgegooi. Die Israeliete het alles presies gedoen soos wat die Here Moses beveel het.